Here, dankie vir die grootheid en die wonderlikheid van die liefde. Dankie Here vir die onverstaanbaarheid, maar tog kenbaarheid. Dankie dat U almagtig is en heerlik. Dankie dat U die God agter die kosmos en die skepping is. Daar in die buitenste ruimte, Here, waar dit oneindig groot is. Maar ook in ons eie lewens, Here, die weefdrade van ons lewe in U handvasse. Sodat ons hand in U hand kan sit. Aan U voete kan wees, soos vanoggend. Met harte wat oop is om te hoor. En ons gebed is, Here, dat U vir ons vanoggend sal gebruik tot U eer en U verheerliking. En mag dit wees, Here, dat U vir ons nuut maak in hierdie tyd wat ons saam is. Dat elke noot wat ons sing, elke akkoord wat ons op 'n instrument speel, elke ritme, elke woord, dat dit U Gees sal toegang gee in ons hart. As ons nou saam met die woord uitlees, Here, is dit ons gebed, dat U vir ons sal ontmoet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil gou, voor ons die teks vat, net hoor, of hier, het ons 'n wikkeltannie vandag? Is hier 'n wikkeltannie? Is julle okay, is die wikkels by julle bly? Oupa en ouma sal met hulle oorleef? Nou ons skriflesing vandag is uit Haggai. As jy 'n getroue familienuusleser is, sal jy gesien het, ons pak vandag van Haggai. Haggai klink altyd vir my so vreemd, soos asof iemand iets in sy keel het wat vassit, en dan hy sê Haggai, Haggai. So is 'n manier om te onthou waar ons vandag. So Haggai is baie kort, het net 2 hoofstukkies, so jy kan gerus jou Bybel oopmaak by Haggai hoofstuk 1. Ons gaan daarvan vers 15 af lees, en dan tot by die 9de vers van hoofstuk 2. En die teddybeer is maar net omdat die rekenaar nie saamwerk nie. Jy het gewonder, waar gaan die dominee nou heen met die teddybeer? Maar wat ons moet doen is, as die rekenaar nie saamwerk nie, is om weer van voor af te begin. En julle het mos nou genoeg ondervinding van dit. Haggai, die eerste hoofstukkie, tot by van vers 15 af, as jy hom gegryp het daar. En dan is Haggai saam met Sagaria en Maleagi. Haggai is die 10de van die 12 klein profete. Jy het mos in die Ou Testament die eerste gedeelte met die geskiedenis, en dan sit die liedere, psalms, die mooi, so dis in die Joodse Bybel, is dit die wet, die liedere, die aanbidding en die profete. En die 2 groot profete is Jesaja en Jeremia, vreeslike hoofstukke, baie groot boeke, en dan die klein profete, ons noem hulle sommer so, want hulle boekies is almal so kort. Nou Haggai, Sagaria en Maleagi is die klein profete wat na die ballingskap gewerk het. Na die ballingskap. Jy onthou, Israel is weggestuur met die ballingskap. En Haggai, Sagaria en Maleagi is wat die profete wat in Jerusalem bedien het, toe die volk teruggekom het. Nou, om een of ander rede het hulle dit aangeteken, dat daar 42.360 Jode teruggekeer het, na die ballingskap. Presies hoekom hulle dit presies so het, is ek nie seker oor nie. Hulle het dit maar seker goeie notules van vergaderings geneem. Hulle was in ballingskap van omtrent 50 jaar. Dink mooi oor 50 jaar van terug.
1970, 75. Waar was jy in 75? As jy nou weggevoer was Sudan toe vir 50 jaar, hoe lyk ons dan? En in die regeringstyd van koning Sirius die Grote het hy 'n dekreet uitgevaardig dat die Jode kan terugkeer na Jerusalem. En dit was in 536 voor Christus. Jy moet jou tye en jou datums so 'n bietjie bymekaar. 536 voor Christus. Cyrus en later Darius, wat so 'n bietjie later koning was, het weer die dekreet uitgevaardig. Want onthou, op hierdie stadium was Jerusalem en Israel was in 'n provinsie van die Babyloniese ryk. Dit was nie 'n aparte land nie. Dit was 'n provinsie en die provinsie se naam was Jehuda. Klink baie soos Juda in Babylonies. En maar hulle kon terugkeer na hulle tuisdorp waar hulle vandaan kom. En Cyrus en later Darius het vir hulle die geleentheid gegee om terug te gaan. Maar die waarheid, die realiteit was dat dit nie so lekker was in Jerusalem nie. In Jerusalem Jerusalem is in puin en die tempel is in puin. Onthou, daar was 'n oorlog 50 jaar terug. Intussen het die wolwe en die wat ook al, die diere, die plante, ander mense, plakkers, mense wat in huise begin woon het, hoe gaan dit lyk as 'n stad vir 50 jaar nie bewoon word nie? Intussen is hierdie stad stikkend. So hulle kom terug en hulle leef eintlik in haaglike omstandighede. Dit was die bitter ervaring van die terugkeer. Ons kan huis toe gaan, maar is vir ons swaar. En eers in 534 voor Christus het hulle begin om die tempel weer te herbou. Maar moed opgegee. Hulle het net nie kon vorentoe gaan nie. En toe het Darius gesê, hierso is die opdrag, herbou, 529 voor Christus. Kyk of jy dalk die PowerPoint self kan oopmaak. Dalk is dit 'n moontlikheid. En 14 jaar later is die restaurasie van die tempel nog aan die gang. En dis in hierdie tyd wat Haggai na vore kom. So kom ons lees die teks van Haggai. As ons Haggai 1 hoofstuk 1 vers 15 en dan hoofstuk 2 tot by vers 9. Vers 15 sê net, hulle daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Dis hoekom ons spesifieke datums het, want dit is mooi so aangeteken in Haggai. Op die 21ste van die 7de maand, in die 2de regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Zerubabel, seun van Sealtiel, en goewerneur van Juda, en vir die hoofpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het. Nou kom ons maak nie so vir 'n oomblik daar vas. Zerubabel was Israeliet wat saam teruggekom het en wat deur die koning aangewys as die goewerneur van die provinsie. So hy het so 'n bietjie van 'n gesag gehad namens die koning van die ryk. En Jesua is die priester. Hulle twee het altyd, Jesua was die geestelike leier en Zerubabel was die verteenwoordiger van die koning. So hulle twee het altyd so, hulle het in hierdie tyd so saam met mekaar gewerk. So nou kom die profeet. Onthou, profeet is nie iemand wat uit die stelsel uitkom nie, is altyd iemand van die kantlyn af, wat sê, so sê die Here. Nou sê Haggai, wat moet hy vir hulle sê? Wie van julle het gesien
hoe mooi die vorige tempel was. Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie. Nou, die tempel is nou herbou. Nou, Salomo se tempel is legendaries. Salomo se tempel was verbuisterend. En nou kom Haggai en hy sê, maar hierdie tempel wat nou hier gebou is, steek maar sleg af teen Salomo se tempel. Hy steek maar sleg af. En Haggai wys hulle daarop. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Dan vers 4, maar nou, sê die Babel, skep moed, sê die Here. En jy, Yeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. So sê die Here die Almagtige, nog een keer, binnekort, sal ek die hemel en aarde, see in die land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik, en hulle sal met hulle skatte kom, en ek sal hierdie huis vul met my magtige teenwoordigheid, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. Ongelooflike sterk boodskap van hoop. Ons tema vandag, dankie Piet, is uit die stof. Uit die stof. Ons 'n lied wat sê uit die stof klink ons lof. Daar's 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê uit die stof opstaan. Die ding wat my aandag getrek het toe ek begin het om voor te lees die teks is die wêreld waarin ons leef is 'n wêreld gefokus op groter is beter. Citius, Altius, Fortius, Communitair is die spreuke van die moderne Olimpiese spele. Vinniger, hoër, sterker en onlangs het hulle Communitair bygesit saam om die klem te maak op eenheid. Vinniger, hoër, verder. Die lese van ons tyd is the sky is the limit. En op 'n manier lei ons almal daaraan. Want bitter min van ons was die doeksleerder van die skool. Bitter min van ons het die rekords gebreek en ons naam staan nog in die boekies as die atletiek by die aankoms kom. Bitter min van ons het ergens 'n monument. Bitter min van ons het 'n naam wat herkenbaar is ergens anders as in my eie huis. En op 'n manier lei ons aan hierdie siekte van groter is beter. Meer is beter. Mense vra vir my nou nog, hoe die Dominee Jan, kry jy jouself daarom besig gehou daar op Clarence? Jy weet nie hoe hard ek werk nie, dis lekker familie. Want ek kom uit 'n kerk uit waar daar 4.500 mense op die boeke gestaan het. Gesit het, nie almal van hulle het gestaan nie. So dis mos beter. Julle wat uit Pretoria uitkom, sal weet, jy weet die grootste kerke in die land is in die ooste van Pretoria. Kan 8, 7, 8, 9, 10.000 mense akkommodeer. TV-skerms, TV-stasies wat uitsaai. Almal het 'n TV-program en weet hoe groter is beter. En ons ou klein gemeentetjie hier in die platteland met ons 230 odd lidmate moet dan mos nou hoop om ook groter en beter te wees.
Maar ook ek en jy, as ons in die straat afstap, en ons sien, hier kom 'n man opgestap, wat so min of meer ons ouderdom is, maar hy lyk asof hy nou net uit die modeboeke uitgekom het, en dink jy, trek 'n bietjie die maag in, dit is 'n bietjie beter, ek is nou nie die fikste ou wat daar is nie, ek is nou nie die siekte waaraan ons ly. En hierdie teks kom praat vandag hierin, in hierdie ding in, na hierdie plek toe. Ek het sommer 2 prentjies opgesit vir jou van Cyrus en Darius, wat ek nou kon hanteer nie. Dis prentjies wat opgegrawe is. 600 tot 530 was Cyrus die groote, en Darius die groote van 522 tot 486 voor Christus. En dis in die tyd, in Darius se tyd wat die tempel herbou is. Wanneer ou Haggai vir die mense kom sê, ek sien julle dink maar langtand aan julle tempel, aan die simbool van julle geloof. Julle dink maar langtand daaraan, want dit is nie so groot soos dit in die verlede was. En dan kom hy met hierdie geweldige belofte. En hierdie prentjie, dankie Piet, symboliseer iets vir my van die boodskap van die teks. As jy net die prentjie vandag onthou, gaan jy goed doen. Maar ga hy hierdie prentjie. Want hierdie Jode het hulle self vergelyk met die glorie van weleer. Met in my dae. In my dae. En dan gaan hy kom sê vir hulle, God is nog net so teenwoordig by ons, in ons en deur ons, soos hy was in die tyd toe hy ons deur die Rooi See in Egipte geneem het. In die tyd wat daar nie eers 'n tempel was nie. Hy sê, julle omstandighede is brutaal neerdrukkend, maar wees realisties daaroor. Moenie jouself sit en jammer kry nie, want God is hier in hierdie oomblik, soos hy nog altyd by ons was. Aan my behoort die silwer, aan my die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. Begin met die werk, want ek is by julle. Ek is by julle. Haggai herinner hulle daaraan. En ek en jy in die lewe waarin ons vandag leef, ek het al daarna verwys, partykeer is dit mense wat dit aan ons doen. Mense wat ons verkleineer. As ons kinders is, dan word ons verkleineerde groot mense. En ons is gelang tone. En ons kry swaar in onsself. Ons is nie goed genoeg nie. Is nie goed genoeg nie, daar's nie genoeg nie. Partykeer doen ons dit aan onsself. En ons loop met hierdie seerplekke in ons grootmens lewe in. Partykeer is daar nie eens 'n rede nie. Ons voel sommer net minderwaardig. Of net nie goed genoeg nie, sommer net omdat ons so voel. Partykeer is dit ons chequeboek, of ons bankrekening, of ons werke, of ons families, ons omstandighede, stryd waarin ons is, of 'n ramp waarin ons verkeer. Verskillende goed. Wat maak dit jy na jouself kyk en sê, is ek genoeg? Is ek genoeg? Partykeer is die omstandighede van ons lewe kliphard. Ek gesels nou met iemand wat deur 'n moeilikerige tyd gegaan het, en hy sê vir my, dit gaan beter, ek weet net nie of ek dit beter hanteer nie, en of ek dit regtig beter gaan nie. Partykeer is ons omstandighede so dat dit vir jou voel of jy gemaal word daardeur. En dan dit wat ons oor droom en dit wat ons oor dink, voel ons, maak dit regtig saak. Kom die Here na ons toe deur Haggai. En hy kom sê vir ons, dit wat jy sien, is nie wat daar is nie. God is in dit nog steeds so teenwoordig, soos hy by jou was en by elke mens op aarde is. Blom waar jy geplant is. Min is genoeg. Want God is hier.
En dan dink 'n mens, joh, wat het geword van hierdie belofte? Moes seker wonderlik gegaan het met die Joodse volk in hierdie tyd na Sirius en Darius. En julle weet, dit het nie. Ergens in die 150, 200 voor Christus het die Romeinse Ryk en Alexander die Grote hulle ingeneem. Verskriklike oorloë gehad, die Makabeer oorlog. Die verhaal van Masada waar die Jode op die berg hulle self verskans het en hulle self om die lewe gebring het, eerder as om oor te gee aan die Romeine, kom uit daai tyd uit. En die Romeinse Ryk het oor hulle gespoel. En so het ryk na ryk Egipte en ryk na ryk oor hulle gespoel deur die eeue. Dan sit die moslems, dan sit die kruistogte, dan sit die En dis hoekom ons vandag so verskriklike debat het oor die Israel, die staat Israel. En baie mense voel, kan ons hulle nie maar net tog hulle plek gun wat die Here vir hulle gegee het nie. Waarvan praat hierdie teks dan? Nou snaaks genoeg is hier 'n sleutel in die teks. En die sleutel lê by Zerubabel. Hierdie man met die snaakse naam. Want hier in die 20ste vers 21, staan daar die volgende. Ek kan hom nog 'n keer klik, weet, dan behoort hy op te kom. Wat sê hulle? Hy wil nie. So right. Luister na die teks. Sê vir Zerubabel, die goewerneur van Juda, ek gaan hemel en die aarde laat bewe. Ek gaan die trone van konings omgooi en die mag van koninkryke van die nasies vernietig. Ek gaan strydwaans met hulle bemanning en als omgooi. Perde met hulle ruitels sal omkom. Die een sal die ander met die swaard doodmaak. Daardie dag sal ek jou vat, sê die Here die Almagtige. En jou, my dienaar, sê die Babel, seun van Sealtiel, 'n seelring maak, want ek het jou uitgekies. Nou, sê die Babel, so nou is ons opgewonde, ons sê, kom ons lees van sê die Babel en die res van die Bybel. Hy word net in Sagaria nog bietjie gebruik en dan hoor ons nooit weer van hom. Vir 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar, 400 jaar, 500 jaar. En dan staan daar in Matteus 1 van vers 12 af in die geslagsregister van Jesus. En dis die teks wat op die bord is. En na die Babyloniese ballingskap was dit so. Jojagin was die vader van Sealtiel. Sealtiel van Zerubabel. Zerubabel was die vader van Abiud. Abiud van Eliakim en Eliakim van Asel. En die einde van daai teks sê, was die vader van Dawid, uit wie sy huwelik Jesus, die seun van God, gebore is. En daar lê die sleutel van hierdie teks. As jy kyk na die eerste belofte wat Haggai vir hulle sê, ek sal hierdie huis vul met my magtige teenwoordigheid. Aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Salomo het duisende skatte gehad, miljoene, termiljoene skatte. Die nuwe tempel het niks nie. Maar God sê daar's iets anders. Die skatte sal kom. Hy sê op hierdie plek sal ek my vrede gee, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Min is genoeg. So hou op om jouself te vergelyk met waar ook al jy jouself mee vergelyk. Dankie Piet. Hou op om vir jouself te sê, ek is nie genoeg nie. Maak nie saak nie, jy's ook oud. In ons wêreld as jy oud is, as jy grys hare het, dan sê die mense vir jou oompie en tannetjie. En dan
Wil jy sê, maar ek het nog 'n regter opstopper, dat ek net my hierdie kan kry. In ons wêreld word jy gesideline, as jy nie gesond is, word jy een kant toe gestoot. As jy nie ryk of slim is, of 'n goeie naam het, of een of ander besigheid het nie. Ons het altyd in Pretoria gespot, in die ooste van Pretoria, as mans braai, dan vra hulle vir mekaar 3 goed. Wat kry jy? Waar bly jy? En wat ry jy? Dit is ons identiteit. Daarom gaan mans bankrot en families bankrot, omdat hulle te veel spandeer, omdat hulle nie genoeg is. Hierdie teks kom vandag en sê vir jou, jy is genoeg. Kom sê vir hierdie geloofsfamilie, jy is genoeg. 12 mense het die evangelie en die kerk van Jesus begin. Inteendeel, sê die Here, die glorie van die toekoms van hierdie gemeente gaan groter wees, as selfs in die verlede, as wat dit nou lyk. Beteken nie noodwendig is meer mense nie. Beteken nie noodwendig ons kan uitgehoud banke insit. Beteken nie noodwendig ons kan 'n tweede verdieping bou vir wie ook al nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat God ons gebruik tot sy eer. Want so word sy storie voortgesit. Here, enkele sandkorreltjie in die geskiedenis, sê die Bybel, wat deur 'n goewerneur in 'n gouverneurspos aangestel is deur 'n koning van 'n vreemde ryk, wat kom om Israel terug te bestuur, en uit wie se nageslag die Here Jesus, die Seun van God, gebore word. En mag jy vandag die woord van die Here hoor. As jy in die spieël kyk, jy sien nie plooie, en jy sien nie grys hare, en jy weet nie wie's daai nie. As jy dink aan jouself, en jy sukkel om te dink, maar die Here is met my op pad. Hoor die woord van Haggai. As hy sê, skep moed, sê die Here. En jy, Yeshua, seun van Josadak, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte, wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees. Kom ons bid. Dankie Here Jesus vir hierdie wonderlike voorreg om te kan weet dat U vir ons in hierdie oomblik, wat ook al ons perspektief vir onsself is, wat ook al ons perspektief vir U is, miskien dink ons, soos ons in die begin van die diens gesing het, U is absoluut bewonderenswaardig, absoluut groter en meer as ons. Hoe kan ons enige iets wees? En dan sê hy vir ons in Psalm 8, ons is skaars minder as 'n hemelse wese. Dan kom hierdie teks en hy kom sê, as ons onsself aan die voete van God bevind, soos ons gesing het, God is hier. En God is met ons op pad, op 'n manier wat ons self nie eers nou verstaan nie. En ons naam word ingeskryf in die boek van die lewe, as deel van God se storie in hierdie wêreld. Help ons om naby U te wees, help ons om naby U voete te bly, help ons om agter U aan te loop, om U te volg, om disippels te wees van U. Here, sodat ons in ons storie wat in U hand is kan inleef. Nie ons eie stories opmaak nie. Seën vir ons bid dit in Jesus se naam. Amen.